Hartlike goeie dag, jy is ingeskakel hier op Mense en ons stories saam met my, Natasha Fick. Dit is altyd vir my 'n voorreg om saam met jou te kan kuier en altyd lekker ook vir my om mense se stories ook te kan hoor. En soos ek altyd sê, ek hou van 'n storie, nie 'n kinderstorie nie, 'n goeie storie, 'n goeie storie wat mense se lewensverhale vertel, mense wat hulle lewensverhale kom deel en soos ek ook altyd sê, ons almal het 'n storie. Niemand kan sê, maar ek het nie 'n storie nie. Ek het geleef, ek het gesterwe, maar daar het niks tussenin gebeur nie. En daai streepie tussenin is wat ons hier bespreek op Mense en ons stories. En vandag het ek weer eens die voorreg om vir Pastor Ivan Koopman saam met my in die ateljee te kan hê. Hy was, ek dink seisoen 2 was hy saam met ons hier in die ateljee en hy het sy lewensverhaal kom deel. Maar vandag gaan ons 'n bietjie verder, maar voordat ek dit deel, kom ons groet gou eers vir Pastor Ivan. Goeiedag Pastor Ivan en so goed om u weer eens hier saam met my te kan hê. Goeiedag Natasha, dit is altyd my voorreg om saam met julle te wees. Baie dankie dat ek weer die voorreg het om hier te wees. Yes, want ek en Pastor Ivan, ons twee kom nou al 'n hele paar jaar aan en ons twee lag eers voordat ons regtig gesels met mekaar. Ons twee lag 'n hond uit ons uit en dan gaan ons weer verder met wat ons moet doen. En ek weet nie of ek die vorige keer gesê het nie, maar hy weet dit al want ek het dit al op verskeie kere het ek dit al genoem. Engelse woord wat ek nou eintlik wil genoem het on numerous times already. I have mentioned it. Dat hy is eintlik die een wat my geïnspireer het om te begin skrywe. Hy het dit nie eers geweet nie, maar ek het eendag op radio met hom 'n onderhoud gedoen en ek dink hy het 6 of 7 boeke daai tyd uitgehaat al nie en hy het my so geïnspireer dat ek ook die pen opgetel het en begin skryf het en ek staan ook nou al by nommer 6 ook besig met nommer 7 en nommer 8 ook, so in die pipeline in. Maar hy was die een wat my geïnspireer het en hy's 'n groot inspirasie vir my en ek eer hom vir wie hy is. So vandag gaan ons 'n bietjie gesels, hy gaan hom nou bekendstel, maar ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor sy splinternuwe boek Waymaker. En dit is nou die ander gedeelte van Pastor Ivan se lewe en ek het so 'n bietjie deur hierdie boek gebly en ek het besef, "Sjoe, hierdie boek is so goed van stories dat 'n mens kan nie hierdie stories verby laat gaan nie." So Pastor Ivan, vertel gou eers vir die luisteraars, wie is Ivan Koopman en dan begin ons maar met die onderhoud waar hierdie boek en alles begin het. Ja, luisteraars, ek is Ivan Koopman aan almal wat vandag kyk. Ek is 'n pastoor, ek is 'n skrywer, so 'n bietjie van alles. Ek is 'n afgetrede ambulansman, wat ook 'n bietjie rond in die land gewees het en dan ook internasionaal selfs gewerk het as ambulansman en ervarings daar kon meedeel. Ja. En ek is eintlik feitelik afgetree. Ek kyk uit na my 70ste verjaarsdag wat om die draai lê. As die Here my sal spaar. En dan is ek besig met skryf en dan hier en daar so opleiding en dan moet doen motiveringspraatjies en want die wêreld is so deur mekaar en almal het 'n motivering nodig vandag en almal het 'n bietjie 'n hupstoot nodig en ek voel ek is daai bottle of tonic. So is nie eintlik afgetree nie. So is jy eintlik jy kan nie afgetree wees nie. Pastor Ivan, waar het die liefde vir skryf begin? Vertel gou vir ons eers dit. Om die waarheid te sê het ek nooit geweet skryf is in my nie. Met ander woorde, almal het 'n storie. En ek het altyd gepraat van ek wil eendag 'n boek skryf en ek het besef, begin net by die begin. En toe ek begin in 'n ou dagboek en ek begin net my storie begin skryf, daar begin vind ek die liefde. Maar as ek terugkyk, dit het eintlik begin op laerskool. En toe al my opstelle was altyd gelees vir die klas, want as ek 'n titel gekry het te kom, ek het gevisualiseer, dan sien ek daai hele prentjie hier voor my, en my opstel het weggeraak, en daai titel het weggeraak, op my siening het aan daai skrif gekom, en totdat ek begin met my lewensverhaal skryf, en skielik besef ek, wow, en dit kan almal doen. En ek kan nie glo, ek is eintlik dis nommer 12 wat ek nou geskryf het nie. Wow, nou hoor jy dan, nommer 12. Boek nommer 12. En weet Pastor Ivan, ek kan vir my vereenselwig met wat jy sê, want
toe ek verlede jaar ook met 'n boek sit en ek is besig om hierdie boek te edit en die layout van hierdie boek te doen en alles te doen, terwyl ek agter hierdie laptop sit, bedien die Heilige Gees my en hy sê vir my, dis hoekom jy op skool moes opgelet het. Dis waar die liefde ontstaan het. En ek besef, ek was baie lief vir briewe skryf, verskriklik lief vir begripstoetse, verskriklik lief vir opstelle, om daarin opstelle te skryf, goeie punte ook altyd gekry, en toe ek 'n paar jaar gelede ook my matriek op die ouderdom van 35 jaar klaar gemaak het, ek oor die 70% gekry vir dit wat ek het opstelle geskrywe, my ingeleef daarin, en dit is waar die liefde ook vandaan kom, so ek kan my so vereenselwig. Pastor Ivan, hierdie nuutste boek, Waymaker, hier is 'n klomp stories in, 'n klomp, en weet dierbares, luisteraar, kyker, laat ek gou vir jou sê, waar mense nog stories ontstaan het, dit ontstaan in COVID-tyd. My man het COVID gehad en ek het gevoel die Here het 'n hele paar maande wil die Here my iets sê. En ek het vir Here gevra, wat wil U vir my sê, Here? En hierdie aand sê die Here vir my, hierdie nag, almal slaap, ek slaap in die kamer by my kinders en die Heilige Gees sê vir my op daai oomblik, beginne mense se stories te vertel. En ek vra vir die Here, wat wil jy moet ek doen? En die Here sê, beginne mense se stories op te neem en vertel mense van ander se stories, want hulle het net vir COVID raak gesien en mense het nie God meer raak gesien nie. En die Heilige Gees sê vir my, vertel mense dat ek is nog steeds die God wat genees, ek is nog steeds die God wat heel, en ek is nog steeds die God wat verlos. En dit is hoe mense in hul stories begin net meer as 3 jaar gelede met daardie woorde om te doen wat God wil hê ons moet doen. En dit is waaroor hierdie boeke ook gaan. En wat ek ook altyd sê, Pastor Ivan, mense moet nooit vergeet dat mense in hul stories gaan nie daaroor om enige iemand te na te kom nie, nommer 1, om enige iemand te na te kom nie, dit is mense se stories wat hulle deel hier. So ons kom nie hier met die wete om iemand te na te kom nie. Nommer 2 is om eer en lof en prys aan die Here te bring vir sy groot genade oor ons lewens. Pastor Ivan, terug na u boek toe. Wat het u gemotiveer om hierdie boek te skrywe? Dit is nou weer ook die ryke ervaring as ambulansman. En ek het ook gevoel dat ek moet nie grond toe gaan en iets nalaat in my werk nie. En dan wil ek ook 'n tipe van vir die nuwe ambulansmanne en die opkomende ambulansmanne, die wat huidiglik ook werk, die ervaring wat ons gehad het in die 80s. Ons is ambulansmanne van die eerste van kleur. Dit was die eerste wat in 'n college moes bywoon. Ons was die baanbrekers. We were the waymakers. En ons moes die baan breek en so baie stories lê daar in ons werk. Bevoorreg was ons as ambulansmanne om verryk te wees, want jou daaglikse werk was nooit dieselfde nie. Jy het nou met verdriet, dan lag jy weer 'n bietjie, en dan gaan jy weer hartseer huis toe, dan gaan jy kan nie afskakel nie. Maar ek het gevoel hierdie ervarings moet gedeel word. Wat het dit geprikkel? Een van ons ambulansmanne het gesterf, althans gesterf, en een van die veterans het laat weet, en ek sit aan die kostafel, aan die eettafel, en ek deel dit van 'n kollega van my, wat nou gesterf het, en ek vertel 'n insident. Toe ek die kursus doen, en ons moet nou, jy het verskillende kursusse en 'n rang in die ambulansdiens, en ek wil toe nou daai advanced een doen, maar dan moet jy op 'n sekere ambulans werk, en sekere kursusse doen, en prakties doen, werk ek op hierdie ambulans is wie uitnoem ons hom, hy's 'n groot linkerhand bestuur, nou is klare uitdaging om 'n links te bestuur, en dit nog links die linkerbaan, en die dag is ek so arrogant, ek is so trots, ons gaan na 'n motorongeluk toe en ek bestuur daar uit daai ambulansstasie, maar ek kan skaars sien, die wiel is te groot, ek is so klein vir hierdie kort gebou, en ons is uit na die motorongeluk, en so reënerige motdag, en ek is daar uit, skreeuwend, die sirener is aan, en as ek oor daardie brug, ek sal die slagpaal nooit vergeet in my toe nie, as ek verby hom kom, en al die motors gee pad na die ongeluk toe, en toe ek oor die brug kom, is ek te bewus van hierdie wie uit, en ek is te op daai selleryte, ek trap te hard, en ek kan daai sunrise circle by Pinelands, ek kon hom nie maak nie,
En ek kon nie links draai nie, ons sou rol. Toe ek ons kom kry, toe is ons in die middel van die eiland, en ons woon net, so reën. So my arrogansie het my weer nederig gebring na die aarde toe. En dit is hoe my seun my geïnspireer het. Hy sê, I think you should write these stories, Daddy. You guys, get some of them and let them noted, so leave something behind for us. En dit is hoe ek gekom het aan Waymakers. Ja, en dit is wat ek altyd sê, Pastor Ivan, ons elkeen het 'n storie. En die woord van die Here sê ook dat ons moet dit opskrywe in die annale. Want soos Pastor Ivan sê, hy is nie eendag meer hier nie. Sy vriende, sy ex-kollegas is nie meer hier nie, maar dan is die stories weg. En dit is hoekom ons hierdie boeke skrywe, hoekom ons hierdie mense en hul stories opneem, hoekom ons hierdie video's doen, want dit is vir ewig en vir ewig is hierdie stories weggelê vir ander om te hoor. En soos Pastor Ivan gesê het, julle was die baanbrekers gewees vir die wat nou agterna kom, hulle kinders, die se kinders moet nog lees, maar hy, kyk waar het my oupa gedoen, kyk waar het my grootoupa gedoen, kyk waar het hulle beginne, en wie sê Pastor Ivan, miskien sit dit vir hulle ook 'n liefde in hulle hart in, wat daar, die saadjie om te ontkiem, en te sê, maar as my oupa dit gedoen het, dan wil ek dit ook doen. Presies. En dit is waaroor dit gaan, om 'n nalatenskap vir ons kinders en ons nageslagte te hou. Pastor Ivan, ek het ook 'n hele klomp stories geluister en gelees hier in die boek in, en ek weet een van daardie wat baie uitgestaan het vir my ook, is wat jy gesê het, wat jy eendag, ek dink is 'n 2-jarige meisietjie, wat 4 jaar, wat gesit en vasgeroei aan 'n stukkie brood of iets, is ek reg? Vertel gou daai storie vir ons. Ja, ek moet sê, daar was baie tragiese tye in ambulansman se lewe, en in ons tyd was daar nie, jy weet die woord was, boys don't cry. En in ons tyd, jy moet net aangaan met die werk, waar vandag kan jy gaan vir berading en dies meer, en jy gaan huis toe, jy moet nou afskakel, maar daar is sekere gevalle waar jy nou maar nie kan nie. En ek onthou dat ons in Khayelitsha, na 'n noodgeval gestuur was, en hier sit 'n 4-jarige dogtertjie, op die sypaadjie, iemand het daar net daar loop neersit, en niemand het die kind geken nie. En die kind kon nie 'n klank uitkry nie, en toe ek die babietjie ondersoek en het nader kom, sy wou nie ek moet haar aanraak nie, maar uiteindelik moes ons haar optel, en dan die ambulansie, maar niemand ken die babietjie nie, en ek vra Tannie, tel haar tog net op en gee haar vir my, en dit was my baie hartseer, dat ek toe sien sy het 'n stukkie brood in elke handjie gehad, en net trane het gevloei, daar kon nie klank uitkom nie, en toe ek sien dat daardie kind letterlik verkragt is deur 'n volwasse, en daai babietjie net daar neergesit het, dit het my hart so gebreek, want ek was ook 'n ouer, en ek dink dit kon met my kind gebeur het, en besef jy hoe wreed, hoe Satan 'n aanslag het, buite, en die Bybel sê verhinder hulle nie hierdie kindertjies nie, dat hulle na my toe kom, want hulle behoort aan die koninkryk, en dat Satan 'n slag kan slaan, en so wreed kan wees, om so 'n kindjie se lewe te verwoes, en dit het by my gebly tot op vandag toe, en ek praat nou van jare gelede, wat hierdie geval gebeur het. En ek hoor Pastor Ivan sê, dat dit is hier in jou brein geprint, die Engelse woord sê ge-etched in jou brein. Hoe kom jy oor dit? Dit is 'n moeilike ding, dit is soos met die dood. Almal vra jou, beweeg aan, jy sal daaroor kom, maar jy kom nie eintlik daaroor nie. As dit nie die Here is in jou pad en wat jou langs lê nie, want van ons ambulanse moet ek ook sê, wat nie uitgesproke was nie, het in drankvervalle geraak, want hulle het nie iemand gehad om met wie te praat nie. Dit sê nou nie almal nie, maar was hier en daar. En wat se omstandighede anders was. Ons het gehad gevalle van selfmoord ook onder ons ambulansmanne. En wie sê nie dit is hierdie goed, dat hulle nie kon uitpraat nie, of dat daar 'n oor was of 'n bron was dat hulle kon praat nie, maar ek dink nie eintlik regtig jy kom daaroor nie. Wat in my gunst stel is dat ek nog steeds klasse gee opleiding, en ek kry altyd 'n geleentheid om van hierdie gevalle wat ek mee betrokke was te deel met hulle. So dit gee my moed, maar anders as jy nie praat daaroor nie, kan dit baie negatief invloed op jou hê. En dan het jy ook vroeër genoem, en ek het ook self daardie storie gelees van een van die goeie stories wat jy gesê het dat al was hy nie by die werk nie, was hy nog steeds 'n ambulansdrywer en 'n werker nie, of hoe sê mens, en oor hierdie een geval wat hy afgekom het,
op 'n pad. Vertel gou daarvan. Ja, ek moet sê dat in die ambulansbedryf is dit ook so. En nou dat ek ons afgetree het en ons hierdie boek bekend gestel het ons nou manne gesien, 'n reunie aan ons 30 jaar plus laas gesien het. En wat wonderlik is, dat die Here jou so kan gebruik om dit te doen. Maar jy sien, toe daar 'n vraag vra, wanneer tree jy af? Toe sê ek, 'n ambulansman tree nie af nie. Net soos 'n soldaat. Ja. Jy's nooit afgetree nie, jy's nooit feitelik af nie. En dit was een van die vakansies dat ons in Johannesburg was, ek en my vrou en my seun. Hy was omtrent 6 jaar oud. Kom ons terug van Johannesburg en tussen die pad van Lensburg en Beaufort Wes, is daar toe 'n verskriklike ongeluk. En dit is asof dit net 5 minute gebeur het voor ek daarop afkom. Maar ek het die gewoonte gehad, ek het maar altyd my ambulanssak by my gehad, 'n toerusting, waar ek vakansie gaan in geval ek hom nodig het. Maar hoe gruisam was daar, dat daar toe 5 in hierdie voertuig, dit was 'n aankomende vragmotor en 'n motor, drywer in slaap geraak, op die son het hom verblind en kop en kop. En 5 is toe op slag dood, 3 onthoof, wat verskriklik was. Dit was baie wreed, die toneel, gruisam, baie gruisam. Maar iets, as die Heilige Gees my sê, ek moet gaan daar in 'n sloot lê nog 'n pasiënt. En ek gaan daar, dit is as ek guns in die oë van die Here het. En ek gaan, en ek doen, en ek luister soos ek ons opgelei was, en ek hoor 'n fyn geluid, 'n tikkie van lewe, en dit gee jou hoop. En ek doen wat ek moes doen. Ons noem dit ons, you CPR your patient, you revive your patient, you resuscitate your patient. En al my toerusting wat ek gehad het, vir myself om op vakansie te wees, is toe van toepassing. En daardie jaar het ons die selfone gehad nie, dit was in 1992, en jy moet staat maak op iemand wat nou ambulans gaan kry daar in Lensburg, en ons is nou tussen Lensburg en Beaufort Wes. 2 ure gewag, maar weet jy, ek kom op hierdie vrou af, en ek doen wat ek moes doen. Toe die ambulans kom, is ek agterin klim, my vrou moes toe agter bestuur, en ek moes resus, ek het volhou tot by Lensburg Hospitaal. Daar is feitelik nie 'n been wat by haar nie gebreek was nie, asof my palm van my hand binne na haar voorhoof kon gaan. Ek het nie hoop gehad vir Zandile nie. Maar wat het die les wat ek geleer het, as daar 'n tikkie van lewe is daar hoop, en ons moet daaraan kleef. En dit was my dryf, dat ek moet help, ek moet hierin help. En vir Zandile was daar nie hoop nie. Haar naam onthou ek so duidelik. En 'n wonderwerk gebeur na 2 jaar, spoor Zandile my op. Bronne deurgegaan en destyds begin hulle mag nie jou nommers en jou kontakte gegee het vir persone nie, maar Zandile het moeite gemaak tot daar eendag daar 'n klop, 'n vreemde klop aan my deur. Ek die deur oopmaak, gryp hierdie vrou my, ek skrik so groot. Sy gryp, skree, my hero, toe weet ek nie wie dit is nie. Haar familie moet my toe reghelp, hulle sê, you saved a life, you a hero, and I called her, you my miracle. En dit was 'n artikel, wat in die koerant geskryf het, want dat die ambulansstasie daardie tyd in 'n baie swak publisiteit gehad. En dit is so positief, die artikel wat daar geskryf het, dat selfs in jou afdae, is jy nog daar. En so met dan woorde in die geestelike vlak ook. Your church is not only in a building. In your off days, you're there to save a life. En dit is waar ek hierdie storie geskryf het, om dit ook oor te kon vertel. Wow, elke dag is jy maar besig met jou werk. Jy het uitgeklok, maar jy is nie regtig uitgeklok nie, want jy werk nog steeds. Dan Pastor Ivan, dan is daar, ek weet ons hardloop nou so vinnig deur. As ons gaan Pastor Ivan se details alles neersit, waar jy die boek kan kry, en as jy ook graag wil hy moet motiveringssprekings by jou kerk kom doen, of by 'n mansgroep, waar ook al, of kinders kom toespreek. Pastor Ivan, en dan was daar enetjie wat jy gesê het, wat nou nie so lekker was, wat jy hierdie man moes gaan optel het, wat hierdie body parts moes gaan optel het. Die feit dat ek daai storie ook geskryf het, dit was 'n geval in Mitchells Plain, een Saterdag, om en by 11 uur. Ons het ons ambulansstasie by die daghospitaal bygestaan, en ons het hierdie oproep gekry. Maar die oproep was 'n les wat ek geleer het, ons moet 'n oor wees. Hierdie man was finansiëel verskriklik in toestand, was uit nie werkloos, op pad om sy huis te verloor, wat ook al, maar dit het hom gedryf
tot op 'n punt toe. En wat ek geleer het hier, luister tog as iemand jou dit sê. Slaan ag. En hy het vir sy vrou gesê, ek gaan my vandag onder die trein gooi. Sure. Hulle het hom nie geglo nie. So dit was 'n alarm. Dit was iets wat daarna geluister moet afgeslaan moes word. En 11 uur, toe die aankomende trein kom, toe spring hy voor die trein. En ons het die geval gekry, het was verskriklik om daai liggaam, 'n pa, iemand se man, iemand se oom, Yes. ek kan 'n oupa ook gewees het. Hier lê sy liggaam in varde, in stukke. Ons moet, dis die hoof, dis brein, dis die organe, en so dit aan die spoor, aan die wiele vasgesit het, moes ek en my kollega dit mas optel. En om daai liggaam dan toe in hierdie swart sak te moes sit, het my baie gebreek. Sure. En dit was 'n mens wat bedruk was, Yes. wat ook nie geweet het, Yes. jy kan jou toevlug na die Here toe neem. Jy hoef nie dat daai swakheid kom, dat Satan jou oorhand kom nie, maar ons kan ook nie die vinger wys, want hy was in 'n donker plek, Yes. maar niemand was daar om hom te kon help nie. Yes. En dat ons ook moet help, en nie dat die tipe hulp wat ons dan toe aangebied het, na die geval nie, selfmoordgeval nie, maar kom ons doen dit, kom ons luister, ons kyk na tekens, Ja. en ons slaan ag op die tekens, want dit kon dalk verhoed gewees het, Ja. sou iemand dit net, of daarop afgeslaan het en iets gedoen het daar rondom, Ongeluister. en geluister het, ja. En dan Pastor Ivan, soos ek vir u vroeër gesê het, hierdie wil ek baie graag hê hy moet met jou deel. Ja. En dis 'n storie wat vir my verskriklik uitgestaan het, is dat hierdie blanke dame, nou onthou dierbaar, ons is nie rassisties nie. Ja. Ek wil net ons ken nie daarvan nie. Ons was nie groot gemaak daarin nie. My maale het ons nie groot gemaak nie. Ons ken nie van dit af nie, want ons het 'n goeie lewe gehad. Ja. Deur apartheid, my ma en my ouers het goeie werke gehad. Ja. Ons het in 'n goeie huis groot geword. So ons kan nie vinger wys nie, maar dit het my net Ja. getref en ek het net geweet hierdie is die tipe stories wat gedeel moet word en Ja. gepraat moet word oor hierdie blanke dame wat Ja. selfmoord gepleeg het, en vertel u gou daarvan. Ja, daar's gevalle, ongelukkig was daar ook in die tye van apartheid, en dit is soos ons noem, ons kom niemand te na nie, Ja, maar dit was ja. realisties. Ja, En dan seker dat jou maat, dis my maat, nie blank was nie, dan kon ons nie saamwerk nie, tensy die blanke instem, hy sal met jou werk om 'n crew te wees, om na 'n noodgeval te gaan. Dan was daar areas waar jy nie kon ingaan nie, of jy daar 'n noodgeval is nou in 'n sekere area, destyds blanke areas, en hoe die noodgeval ook al is, jy mag nie, en een van die ambulansmanne was daar waar daar 'n vrou die selfmoord gepleeg het. En maar die bure, die altens die familielede vra, maar waar's ons wil 'n wit ambulans hê asseblief. Maar die ironie daarvan, en die gemengde park op die klerepark sê, nee, maar daar die ambulans is eintlik wit. maar die kleur van die ambulans is wit. Hulle sê nee, ons soek wit ambulansmanne, Ja. want selfs weet jy, dit was so erg dat diskriminasie tot op 'n dooie liggaam, diskriminasie tot in die dodehuis. Dit was die effek wat ons moes, en dit is die rede waarom ons hierdie boek noem Waymakers. Want ons moes hierdie baan breek. Ons moes ook oor die kleurgrens gaan. Yes. Ons moet ook die publiek, ek weet nie hoe om dit te noem nie, maar dank die Here vir noem dit ethics. Yes. Ons het daar die waardigheid. Ja. Konflikte was daar, maar ons het dit met respek deurgekom, en het ja. daar deurgekom. Ja. En ons kan sê ons kom deur die apartheid. Apartheid kan jy nie wegwys nie. Ja. Dit was realisties, Ja. maar dit was daar gewees. Ja. En dan het jy ook gesê dat dit was nie net aan daai kant nie, maar dit was Was aan die ander kant omgeswaai ook, en daar was daar sekere van die blankes wat nie daar in Nyanga kon kom nie, hulle was weggejaag. Waarom kom hulle na 'n noodgeval? No, we don't want white people here. Ja. Get us Ja. people of color, daar was daar ook nie. Dit was net kleerlinge en dan blankes gewees, en dit was so hartseer dat ons in so 'n era was. Maar dit waarom dit vasgelê word, Yes. it is history in the making. Yes. We were part of the history, but thank God we've made it. Amen. Ons, Amen. en vandag Amen. vat ons hande oor die kleurgrens, oor die wat ook al, as geen bitterheid nie. Ja.
Maar ons kan sê, as ons terugkyk, in ons kom enige daardeur. area ingaan. Ja, Enige nou kan ons area, aangaan. there's just no, jy Yes. sal nooit sê dit was so nie. Yes. Ja. So ek is net baie dankbaar daarvoor. En onthou dierbares, dis om vir niemand te na te kom nie. Laat ons net dit mooi kry. Dis om niemand te na te kom nie. Toe ek dit lees, het dit net vir my geruk om te dink dat hier was nood. Mense moes gehelp gewees het en oor kleer was hulle weggestuur. Die woord van die Here sê, daar is dan nog geen Jood, geen Griek nie, maar ons almal is een in Christus Jesus. Of jy pink, blou, groen, pers is, ons is almal een in Christus Jesus. God sien nie ons kleer raak nie, maar God sien ons harte raak. Baie dankie Pastor Ivan. Ek hoop ons gaan weer vir hom hier kry om nog stories te deel uit hierdie boek uit, want soos jy weet, ek hou van 'n storie. Ek hou van 'n goeie storie. So baie dankie Pastor Ivan. Ons gaan al Pastor Ivan se details op die skerm sit waar jy hom kan kontak as jy 'n kopie van hierdie boek wil hê. Baie dankie Pastor Ivan. Mag die Here u ryklik seën en is altyd lekker om vir u te hê. Baie dankie en baie dankie ook aan julle wat gekyk het. Baie Mag die dankie Here vir julle jou. seën. Baie dankie ook vir jou wat ingeskakel was. Die Here seën. Volgende week selfde tyd, selfde plek. Onthou, vertel jou vriende, vertel jou familie van Mense en Hul Stories.